Goeienaand en dankie vir hierdie geleentheid om hier by mekaar te kom. Laat ons bid. Dankie Here dat U ons deur U bloed van die hel na die hemel gered het. Dankie Jesus dat U, toe ons nog sondaars was, vir ons gesterf het, sodat ons vandag gered kan word. Ons dank U opreg vir die geleentheid om vanaand U woord te deel. Laat die Heilige Gees ons lei en ons help om U woord te verstaan. Dankie Here, in Jesus se naam. Amen. Gedurende hierdie tyd gaan ons die woord van God deel. En laat ek maar sê, ek is nie 'n Engels sprekende persoon nie, maar ek sal vanaand probeer om in Engels te praat. Want dit is baie belangrik vir my om te sê wat in my hart is. Ons gaan heel eers Jesaja 55 vers 8 lees. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Gedurende hierdie program gaan ons die NIV Bybel gebruik, sodat julle in julle eie Bybel kan naslaan waar ons lees. Dankie dat julle aandagtig luister. In hierdie eerste vers, Jesaja 55 vers 8 staan daar, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Wanneer ons so 'n vers lees, kan ons onsself vra, wat beteken dit? Jesaja sê dat God sy eie gedagtes het, en dat menslike wesens, het hulle eie gedagtes. God se gedagtes verskil dus van die mens. Hy sê ook dat God se weë anders is as die weë van mense. Dit is baie gevaarlik wanneer ons so 'n vers sien, want baie mense op hierdie aarde het hulle eie idees, hulle eie manier van dink. Maar God sê, al jou denke is anders as sy denke, en al jou weë is anders as sy weë. Kom ons kyk nou na iets anders in die Bybel. Johannes 8 vers 39. Dit gaan oor die Joodse mense, hulle staan voor Jesus Christus en sê vir hom, ons vader is Abraham. Wat beteken dit? Dit beteken dat hulle Abraham as hul vader het. En as Abraham hul vader is, dink hulle dat hulle hemel toe gaan. Hulle sê eintlik vir Jesus, miskien ken u ons nie. Jesus, ons vader is Abraham en ons, die Joodse mense, gaan hemel toe. Maar Jesus Christus, wat die God in die vlees is, antwoord hulle so. Julle is van julle vader, die duiwel. Johannes 8 vers 44. Die Joodse mense dink hulle gaan hemel toe, maar God antwoord hulle, julle vader is die duiwel. Dit beteken julle gaan hel toe. Hoe is dit moontlik dat Joodse mense in hulle eie denke glo, dat hulle hemel toe gaan, maar God sê vir hulle, dat hulle hel toe gaan? Ons onthou die ryk man en Lazarus in Lukas 16. Die ryk man is in die hel en hy roep en skree, Vader Abraham. Hy roep nog steeds Vader Abraham, maar hy is in die hel. Wat die Joodse mense in hul harte geglo het, was nie dieselfde as wat God gedink het nie. Ons praat nou van die hemel en die hel. Hoe kan mense so teleurgesteld word deur verkeerde denke oor hemel en hel? Hulle dink hulle gaan hemel toe, maar in werklikheid gaan hulle hel toe.
Dit beteken, jy kan nou na my luister en dink jy gaan hemel toe. Dit is jou denke. Maar die werklike ding is, waarheen gaan jy regtig? Dit is baie belangrik om te weet dat jy as mens moet soek na wat God oor jou dink en oor jou denke dink. Want jy kan 'n verkeerde idee hê. Die Joodse mense was op 'n dwaalspoor. Hulle was op die verkeerde pad. Hulle het gedink, hulle gaan hemel toe, maar dit was nie reg nie. Hulle was op pad hel toe. En jy, wat van jou? Jy sit daar, jy gaan kerk toe, sekerlik, miskien elke Sondag. Jy doen goeie dade, jy lees jou Bybel, jy doen baie dinge. In jou eie denke glo jy dat jy hemel toe gaan. Dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar ons moet dit ondersoek. Is dit volgens God se denke? Is dit volgens wat God oor jou dink? Dit is baie, baie belangrik. En dit is 'n kritiese ding wat elke mens moet ondersoek terwyl hy op hierdie aarde leef. Want jy kan jouself op baie maniere bedrieg. Maar as jy jouself bedrieg oor die ewige lewe, is dit uiters gevaarlik. Want ons het nie een lewe, ons het net een lewe, net een siel. As jy jou siel verloor, het jy alles verloor. So, hier het ons nou voor ons Joodse mense gehad, wat hul misgis het oor die ewige lewe. Wat van jou? Dit is baie belangrik om te kyk. Daarom wil ek vanaand praat oor die kerk. In Matteus 16 vers 18 sê dit, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Jesus sê, ek sal my kerk bou. Hy sê ek. En voeg by my. Ek sal my kerk bou. Dit beteken Jesus Christus bou self sy eie kerk. Hy bou nie kerk om dit aan 'n mens te gee nie. Hy het nie 'n mens gevra om sy kerk te bou nie. Hy sê, ek bou my kerk. Die vraag is dus, is jy in die kerk van Jesus Christus? Is jy in die kerk wat Jesus Christus bou? Want jy kan dink jy is in die kerk, maar as jy in die kerk wat Christus bou? Die vraag is dus, is jy in die kerk wat Jesus Christus bou? Want jy dink jy is in die kerk, maar is jy in die kerk wat Jesus Christus bou? Want Jesus Christus is nou besig om sy kerk te bou. Is jy in sy kerk? Jy moet check. Baie belangrik. Ons weet dat wanneer iemand 'n huis bou, kom die boumateriaal nie na hom toe nie. En hy sê, neem my en sit my in jou huis nie. Nee, die bouer kies self die materiaal. Nou wil ek jou vra, het God jou uitgekies en jou in sy kerk gesit? As dit waar is, hoe? So, hoe lyk die kerk van God? Kom ons lees 1 Korintiërs 16 vers 19. Die gemeentes in Asia stuur vir julle groete. Aquila en Priscilla groet julle hartlik in die Here, saam met die gemeente wat in hul huis saamkom. Die kerk in hulle huis. Dit beteken dat hulle wat in die huis by mekaar kom, is mense. Dus is die kerk nie 'n gebou nie. Dit is mense wat by mekaar kom. Hulle kan in 'n huis by mekaar kom, of buite, in 'n boot, oral. Maar dit is mense wat by mekaar kom.
outside, outside they can gather in a boat, they can gather everywhere. But it is people Dus word die kerk van God opgemaak deur sekere soort mense wat saam vergader. kind of people who are meeting together. So, what is the specialty of Wat is dan die kenmerk van hierdie mense? Ons kan lees in Handelinge 2 vers 74. Dit sê: praising God God, geloof en die guns van al die mense geniet en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. who were being saved. Those, Dit is in Handelinge 2 vers 47. in fact, to be Inderwaarheid, om in God se kerk te wees, moet jy eers deur God gered wees. En dan, nadat jy gered is, word jy by die kerk gevoeg. so. So, If I can, as ek jou vra, gaan jy hemel toe? are you going to heaven? En jy sê, I didn't know. ek weet nie, miskien, When I will arrive there, I will ek sal sien wanneer ek daar aankom. Beteken dit jy gaan hel toe. Want, as jy hemel toe gaan, moet jy eerstens deur God self gered wees, be saved. en indien gered, dan daarna word jy by die kerk gevoeg. Now, So, are you saved? is jy gered? Let us see En nou, as we see here. laat ons hierdie prentjie sien. God, the church Dit is 'n prentjie van die kerk. Jesus Christ himself, Die kerk van Jesus Christus. the word of God, Jesus Christus self is die hoof. and Die woord van God is die fondasie. En sy liggaam, die is die wat gered is. is the body of God. Dit is die liggaam van God, die liggaam van Christus. That is church of Christ. En hierdie kerk, wat die kerk van Christus is, hulle kan dit in 'n denominasie plaas. So dit kan soos dit wees. Jy kan in 'n denominasie wees, maar buite die kerk van God, van Christus wees. So, is jy hier The same song. of is jy hier? Dit is amper asof dit dieselfde is. Hulle kan dieselfde liedere sing, hulle kan dieselfde nagmaal gebruik, maar hierdie een is buite die liggaam van Christus. Hy is in die dominasie. Hy sing en hy doen baie dinge, maar die twee is verskillend. Want binnekort sal die verskil baie duidelik wees, want hierdie een sal hel toe gaan en hierdie een sal hemel toe gaan. Nou die vraag is jy hier of is jy in hierdie plek? Dit is baie belangrik. Dit gaan nie oor denominasie nie. Dit maak aan my nie saak watter denominasie jy bywoon nie. Dit maak nie saak wat jy doen nie, maar ek vra net, waar is jy? Hier of hier binne? Dit is baie belangrik. Now, let us Nou, laat ons kyk. Die vraag is, hoe kan 'n mens maak om in hierdie area te wees? Wat kan 'n mens doen om binne die kerk van Christus te wees? God says, En ons het die antwoord in die woord van God, Johannes 3 vers 3. Jesus declared, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. a man is not born As 'n mens nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. the question, Nou, die vraag is dit, is jy weergebore? Is jy weergebore? So, know that if om te weet of jy weergebore is of nie, moet ons eers verduidelik, wat is die betekenis van weergebore? is why. Let us read Weergebore, dit is waarom ons lees in Johannes 4 vers 24. this worshiper God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid. So, God is gees. Dit is die natuur van God. Ons kan dit so voorstel. Dit is net 'n voorbeeld. Ons kan sê, God is gees soos dit. Nou, wanneer ons Genesis 1 vers 26 lees, staan daar geskrewe, en God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. all the earth and
over all the creatures that move along the ground. Now, Nou, God said, God het gesê, let us laat ons die mens maak na ons beeld. image. It means that Dit beteken dat ons, spirit. dat as God Gees is, You have to make man. en hy die mens sy eie beeld wil maak, beteken dit It means that dat die mens Gees sal hê soos dit. now, Nou, this is the dit is die liggaam van die mens wat vlees is, many scientific en baie wetenskaplikes het bewys dat dit stof is. and in his body. En in sy liggaam plaas hy die Gees, One is soos the die. spirit. Dit is die Gees. This one, it is what So, hierdie is die Gees, God, dit is wat God weerspieël, simple God. But die Gees weerspieël God. chapter 2 verse 7, Maar wanneer ons Genesis 2 vers 7 lees, from the dust en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens 'n lewende wese geword. it is also right in Dit is ook geskrewe in Job 33 vers 4. spirit of God. Die Gees van God het my gemaak, en die asem van die Almagtige gee my lewe. So So weet ons duidelik, this one die is stof, die liggaam, en dit is die Gees wat God in die mens geplaas het. that God Die Gees van die mens. En nou, the man. And hy het so geblaas, en toe hy so geblaas het, sy eie Gees in die mens geplaas, read like this. het die mens 'n lewende wese geword, lewendig. That is Adam. Dit was Adam in die tuin van Eden. Hy het sy eie Gees gehad, en ook die Gees van God binne in hom. And the spirit En sy Gees en die Gees van God het gemeenskap gehad, 'n diepe gemeenskap. Nou kon al die diere in die tuin van Eden alles respekteer wat Adam as instruksies gegee het. give like instruction. If As Adam dit gesê het, gaan hierheen, gaan daarheen, het hulle gehoorsaam, want dit is nie die vleeslike liggaam wat hulle sien nie, maar hulle sien die Gees. Die Gees van God in Adam, wat hulle duidelik kan gehoorsaam. Nou, in Genesis 2 vers 17 is daar geskrewe, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou die vraag is dit, God het gesê, moenie eet nie, en ons moet onsself afvra, het Adam van daardie vrug geëet? Jy sê, ja. As hy dit geëet het, beteken dit, die dag toe hy geëet het, het hy gesterf. Maar ons weet ook volgens die Bybel dat Adam meer as 900 jaar geleef het. Dit beteken dat hy dood was, maar dit was sy gees. Sy gees was dood. So dit kan so wees. Dit is Adam en sy gees en die gees van die Here saam, so. So sy hart was rein in die tuin van Eden voordat hy aan God ongehoorsaam was. En nou sê God, moenie hierdie vrug eet nie. Maar Eva het die vrug geneem en dit vir Adam gegee en Adam het geëet. Toe hy geëet het, het sy hart korrup geraak. Wanneer jy nou na sy hart kyk, is daar baie vrugte van sonde binne-in. En daarna het die gees van God verlaat en sy gees het gesterf. Ja, natuurlijk. Ons kan sê dat sy gees dood is, want elke gees wat nie in 'n diepe gemeenskap met God is nie, is 'n dooie gees. Hulle is geskei wanneer jou gees van God geskei is. Beteken dit dat jy 'n dooie gees is. 'n Dooie gees, 'n dooie persoon. So Adam, 'n dooie mens, so het Adam 'n dooie mens geword. So nou is dit die kondisie van Adam in die tuin van Eden. Wat is die betekenis van om weergebore te word? Om weergebore te word beteken dat gedurende jou leeftyd in hierdie wêreld moet hierdie gees wat gesterf het, lewend moet word. Want as daardie gees lewend word en die gees van God terugkom, beteken dit dat jy weergebore is.
as jy in hierdie wêreld sterf sonder dat jou gees lewend geword het, sal jy, wanneer jy sterf, sekerlik hel toe gaan. to hell. Now, So, that is why God dit is hoekom God sê in Johannes 3 vers 3, said, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, the truth, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, unless kan hy die koninkryk van God nie sien nie. is that. Nou is die vraag, is jy weergebore? Dit beteken ook, het jou gees lewend geword? Become alive. If As dit lewend geword het, you know how, moet jy weet, hoe? Hoe het jou lewend geword? when Hoe het jou gees lewend geword? Wanneer ons Johannes 3 vers 5 lees, Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. unless he is born of water and the spirit. Some people say that this water, Hy kan die koninkryk van God nie binnegaan nie, tensy hy uit water en gees gebore is. Sommige mense sê dat hierdie water die waterdoop is. Op hierdie punt is dit baie gevaarlik om dit te sê, want hy sê, dit is 'n saak van gebore word, tensy 'n mens uit water en die gees gebore word. Ons stem saam dat as iemand gedoop moet word, ons net daardie mense kan doop wat reeds wedergebore is. As jy nie weergebore is nie, kan hulle jou nie doop nie. So, in Handelinge 10 vers 47, sien ons dat Petrus vir die mense sê, kan ons die waterdoop weier aan die wat lewendig is in die gees? it means that Dit beteken dat om gedoop te word, jy eers weergebore moet wees. So hierdie een is nie waterdoop nie, maar dit is die woord van God, water, saam met die gees van God, wat saamlewe aan iemand moet gee. are you born again? Nou, is jy weergebore? Jesus beklemtoon dit en sê in Johannes 3 vers 7, moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Very important. Jy moet weergebore word. Baie belangrik. En Nicodemus, omdat hy in 'n gesprek was met Jesus Christus, en Nicodemus sê, Johannes 3 vers 4, And Nicodemus said, how hoe kan 'n mens gebore word as hy oud is? Vra Nicodemus. can men ask? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot ingaan en gebore word nie. Nou, die vraag is dit. As jy sê dat jy wedergebore is, moet jy vir ons sê, hoe? Jy moet hierdie vraag beantwoord. Hoe is jy weergebore? Die eerste keer kan jy dalk nie 'n duidelike antwoord gee nie, maar jy moet presies weet hoe jy weergebore was. To be born again, you have to born first. Like human Om weergebore te word, moet jy eers as 'n mens gebore word en daarna, gedurende jou lewenstyd, moet jy weergebore word. Nou, is jy weergebore? Ek het nie gevra of jy kerk toe gaan nie, ek het nie gevra of jy weergebore is. As jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van die hemel nie binnegaan nie. Dit is duidelik. Jou siel. So in Matteus 16 vers 26 is dit duidelik oor hierdie feit. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar sy siel verloor? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Wat kan 'n mens gee in ruil vir sy siel? for his soul. Please, Asseblief, kyk hierna. Ons sien dat die wêreld, all the things of the world, whatever ons sien dat dit die wêreld is. Al die dinge van die wêreld. Wat kan ek sê? Eer, geld, huise, motors, al die dinge van die wêreld. Roem, en aan die ander kant there is is jou siel. Nou, in the eyes in jou eie oë, wat is die belangrikste? important. But let me say to you, Maar laat ek vir jou sê, oor wanneer jy in die oë van God is, in die oë van God is jou siel meer belangrik, meer waardevol as al daai dinge. till you take care Nou, sorg jy vir jou siel. Dink jy oor jou siel. Dit is hoekom God in Jesaja 55 vers 8 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Baie mense in hierdie wêreld soek roem. Hulle wil kinders hê. Die wat nie kinders het nie, wil kinders hê. Hulle soek 'n goeie huwelik.
hulle soek goeie gesondheid, hulle soek baie dinge in hierdie wêreld. Maar die belangrikste ding in die oë van God, in die aangesig van God, is jou siel. So, wat van jou siel? Matthew chapter 7, verse 29. Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar slegs hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. My Father, who is in heaven. Now, Nou, let me say, laat ek hierdie sê. Die wil van my Vader, it's not right daar staan nie geskrewe wille van my Vader nie. Want wille van my Vader sou baie wille wees. it is Maar hier is die enkelvoud. Wil van my Vader. Daar is een wil. So, Jesus said, Jesus het gesê, dit is nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, wat in die koninkryk van die hemel kan ingaan nie. Maar, wat baie interessant is in hierdie vers, is dat die wat in die koninkryk van die hemel sal ingaan, hulle is deel van die wat sê, Here, Here. who are saying, Lord, Lord. But it's not Maar dit is nie almal wat sê, Here, Here, wat in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. the kingdom of heaven. So, when we So, wanneer ons na die populasie van die wêreld kyk, sien ons dat die wat nie sê Here, Here nie, hulle is omtrent 5 miljard. Maar dit is net 2 miljard wat sê Here, Here. who are saying, Lord, Lord. Now, Nou, that is daar is 'n vraag. the question. And in fact, In werklikheid, omdat 2 miljard so min is in vergelyking met 5 miljard, in werklikheid dink jy Jesus sal kom en vir daardie mense in die 2 miljard sê, ek is so dankbaar vir julle, want onder 7 miljard op hierdie aarde sê jy vir my, Here, Here. this Ek is so dankbaar, kom asseblief in en gaan binne. I'm so grateful. Please come and enter. No, no, no. Nee. Dit is nie die probleem van die Here nie. In werklikheid gaan 5 miljard hel toe, maar wanneer hy na jou kyk en sê, o, selfs daardie 2 miljard, as hulle nie weergebore is nie, sal hulle ook hel toe gaan. It is not the first experience of God. Eerstens, in die dae van Noag, het die hele wêreld, Many people, daar was baie mense in hierdie wêreld, he made en hy het die sonvloed gestuur en baie mense het gesterf. many people die. Only Net 8 persone is gered, en vir God was one was dit genoeg. person saved. Net 8 persone gered in die hele wêreld. The days of Lot, In die dae van Lot en Abraham, Sodom and Gomorrah, Sodom en Gomorra, het hy net 3 gered. Vir God, 3 persone, enough. genoeg. 8 persons, 8 persone, enough. genoeg. How about Wat van jou? are you Is jy onder die wat gered sal word? very important? Baie belangrik. So nou, hoe maak jy 'n onderskeid tussen die wat sê Here, Here en nie hemel toe gaan nie, en die wat sê Here, Here en hemel toe gaan? Lord, Dit is 'n kritiese punt. that is critical. Many people say, Baie mense sê Here, Here, maar hulle gaan nie hemel toe many nie. people also Baie mense sê Here, Here, maar hulle gaan wel hemel toe. As jy nie die vermoë, die kapasiteit het om die onderskeid te maak tussen die wat sê Here, Here en hel toe gaan en die wat sê Here, Here en hemel toe gaan nie, as jy nie kan onderskei nie, beteken dit dat jy blind is. En as jy blind is, beteken dit dat jy nie weergebore is nie. En as jy nie weergebore is nie, beteken dit dat jy ongelukkig hel toe gaan. so Jy moet in staat wees om die onderskeid te maak tussen hierdie 2 groep mense, want as jy dit nie doen nie, is dit baie gevaarlik. So laat ons Handelinge 16 vers 16 tot 17 lees. En terwyl ons na die plek van aanbidding gegaan het, het 'n slawemeisie wat 'n waarseersgees gehad het, ons teëgekom. Sy het vir haar eienaars baie wins ingebring deur waarseery. Sy het Paulus en ons gevolg en uitgeroep, hierdie manne is diensknegte van die Allerhoogste God. the most high. This is what Dit is wat hierdie meisie, 'n besete meisie, this girl, uitgeroep het. possessed girl. But Hierdie meisie this girl, this
het Paulus en die res van ons gevolg en uitgeroep. Hierdie manne is diensknegte van die Allerhoogste God. What this guy is saying, Wat hierdie meisie sê, is die waarheid. Paulus en die res, hulle is wel diensknegte van God. Dit is die waarheid. Jy kan dit verifieer. Dit is waar. Maar die probleem is, dat hierdie meisie met 'n bose gees profeteer. with a bad spirit, that girl prophesied. He says something Sy sê iets wat waar is, maar met 'n bose gees. so it means that So dit beteken dat baie mense baie dinge kan sê wat waar is, maar met bose gees. and in this world, En in hierdie wêreld, baie mense wat ons volg hulle omdat hulle die waarheid praat. I love my pastor. All the In ons harte sê ons, o, hierdie mense, ek hou van my pastoor, al die dinge wat hy sê is die waarheid. Wanneer ek na hom toe gaan, profeteer hy in die lewe. Hy kan vir my sê, hierdie ding sal gebeur, daardie ding sal gebeur, en alles wat hy sê is die waarheid. Hy preek uit die Bybel uit. Ja, hy kan dit doen, net soos hierdie meisie, maar met 'n bose gees. Hoe kan jy dit onderskei? Dit is baie belangrik. Hoe kan jy dit onderskei? 'n Bose gees wat die waarheid praat, hoe kan jy dit onderskei? Dit is baie belangrik. sometimes we follow So, soms volg ons baie mense omdat hulle baie wonderwerke en kragtige werke doen. Hulle profeteer en dryf demone uit. Ek het geen probleem met wonderwerke en die uitdrywing van demone nie. Dit is nie die doel nie. Dit is nie die doel van my lering nie. Maar ek wil net vra. Miskien profeteer hulle en dryf hulle demone uit, maar met watter gees? Dit is die vraag. which spirit. That is the question. Because Want daardie mense in Matteus 7 vers 22 tot 23 sê Jesus dit so. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige werke gedoen nie. En dan sal ek vir hulle openlik sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat onregtigheid doen. this is Dit is baie gevaarlik. Jesus het nie gesê, ek het julle voorheen geken, maar omdat julle verkeerde dinge gedoen het, ken ek julle nie meer nie. because you did wrong thing. Now I didn't know. Many people Baie mense verstaan hierdie vers so verkeerd, maar hierdie vers is nie so nie. Jesus Christus het gesê, ek het julle nooit geken nie. in that point. I never knew. Ek dring daarop. It means that Ek fokus op daardie punt. Ek het julle nooit geken nie. was a dead spirit. Wat beteken hy daarmee? Dit beteken, toe jy in hierdie wêreld ingekom het, was jy 'n dooie gees. Ek het geen kontak met jou gehad nie, want jou gees en my gees was geskei. In which denomination Jy het opgegroei en kerk toe gegaan in een of ander denominasie nie, en hulle het jou geleer om te bid en hoe om demone uit te dryf. Jy het begin om demone uit te dryf en te profeteer sonder my. Ek het jou nooit geken nie. Nou het jy gesterf en jy kom by die regterstoel aan. Laat ek dit weer sê, ek het jou nooit geken nie. Toe jy in hierdie wêreld gekom het jy nooit geken nie. Toe jy demone uitgedryf, het ek jou nooit geken nie. Nou is jy dood en jy staan voor my. Ek het jou nooit geken nie. Die vraag is, as jy 'n persoon volg, wat sal jou bestemming wees? Ja, profesie is goed. Wonderwerke is goed. Maar nou, wat sal jou ewigheid wees? Want omdat jy 'n verkeerde persoon volg, 'n verkeerde gees, sal jy eindig in dieselfde plek waar daardie gees sal eindig. Baie belangrik. En baie mense kan ook die mense volg wat 'n goeie lewe het. 'n Goeie lewe. Hulle sê, o, my pastoor, hy het 'n goeie lewe. Hy hou sy lewe weg en van sonde, baie mooi. Maar laat ons dit lees. Lukas 18 vers 18. 'n Sekere owerste het hom gevra, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit beteken dat hierdie man nie die ewige lewe het nie. Baie belangrik. Hy het nie die ewige lewe nie, daarom vra Jesus dit. En Jesus Christus antwoord in Lukas 18 vers 20.
Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis lewer nie. Eer jou vader en jou moeder. Laat ons die antwoord van die jongman nagaan in Lukas 18 vers 21. Hy sê toe, al hierdie dinge het ek van my jeug af onderhou. Nou, voordat ons verder gaan, laat ek jou vra. Hierdie man, hy staan voor Jesus en hy antwoord. Al hierdie dinge het ek van my jeug af onderhou. Van kleins af het hy alles onderhou. Kan jy dieselfde antwoord voor God gee? Dit maak nie saak as jy vir my sê, voorheen het ek gesteel, ek was so en so. Nee. Hierdie man het voorheen niks verkeerd gedoen. En hy staan voor God en Jesus Christus het nie gesê, nee, wat jy sê is nie reg nie. Nee, dit was reg. Nou, is jou lewe beter as sy lewe? Is jou lewe nie so sy lewe kan wees nie, maar hy kan nie hemel toe gaan nie. Hoe kan jy hemel toe gaan? As jy 'n man soos hierdie volg en jy dink by jouself deur na sy lewe te kyk, dat hy 'n goeie lewe het, en jy volg hom vir daardie rede, o nee, om die waarheid te sê, hy sal hel toe gaan en jy ook. Jy sal hel toe gaan, sekerlik, want hy het nie die ewige lewe nie en jy volg hom. So die persoon wat jy volg is baie belangrik om te kyk. Maar nou is ek jammer, want wanneer 'n blinde man op die pad ontmoet, kan hulle mekaar nie eens groet nie, want hulle kan mekaar nie sien nie. So, as jy ook blind is, beteken dit dat jy nie kan sien of hy reg is of nie. En so kan jy mislei word. Hierdie man, hy het al hierdie dinge onderhou, maar hy is nie gered nie. Wat van jou? As dit oor goeie werke gaan, is jou lewe soos hierdie een. As dit so is jy op die verkeerde pad. Jy gaan hel toe. Soms volg ons mense omdat hulle vol is van die woord van God. Omdat hulle baie Bybelskole bygewoon het, waar hulle ver van sonde leef en 'n goeie lewe het. En hulle baie Bybelverse kan aanhaal terwyl hulle preek. Daar is nie 'n probleem daarmee nie, maar ons moet kyk. Nou het ons Handelinge 18 vers 24 tot 26. Intussen het 'n Jood met die naam Apollos, afkomstig van Alexandrië, in Efese aangekom. Hy was 'n geleerde man, magtig in die skrifte. 'n welsprekende man, kragtig in die skrifte. Hy was onderrig in die mag van die Here, en hy het met groot ywer gespreek en die dinge aangaande Jesus akkuraat verkondig, alhoewel hy net die doop van Johannes geken het. Dit is Apollos. Hy is 'n welsprekende man, magtig in die skrif, onderrig in die weg van die Here, maar nie gered nie. Hoe kan ek sê dat hy nie gered is nie? Omdat vers 26 sê, hy het begin om met vrymoedigheid in die sinagoge te spreek. Toe Aquila en Priscilla hom hoor, het hulle hom na hulle huis geneem en vir hom die weg van God meer volledig verklaar. Hulle het vir die prediker die weg van God meer akkuraat verduidelik, meer noukeurig. Dit is baie belangrik om weergebore te wees. Dit is nie 'n saak van die Bybelverse ken en baie Bybelverse aanhaal nie. Nee, dit is die probleem nie. Dit is nie die probleem nie. Jy moet die weg van God meer akkuraat, meer noukeurig ken. Nou, jy kan ook iemand volg wat goeie werke, goeie dade het. Handelinge 10 vers 2 sê, hy en sy hele huisgesin was godsdienstig en godvreesend. Hy het vrygewig aan almal gegee wat in nood was en het gedurig tot God gebid. Soos ons van Apollos gesien het, as jy Apollos volg, baie kennis, baie Bybelverse wat hy kan aanhaal, maar nie gered nie. En as jy hom volg, sal jy albei hel toe gaan. Nou het ons hier Cornelius.
'n toegewyde man. a devoted man. Hy het vrygewig aangegee wat in nood was en hy het gereeld tot God gebid. Goeie gesin, baie gebed, vrygewig. If you have someone that As jy iemand soos die in jou kerk het, sal hy sekerlik die pastoor of veroudering wees. Maar die probleem is dat Cornelius op daardie tydstip nog nie wedergebore was nie. So, jy kan so wees. Jy kan 'n lewe soos hierdie hê, maar sonder om gered te wees. Dit is baie, baie, baie gevaarlik. En as jy vir Cornelius volg, 'n man wat soos Cornelius is, sal jy sekerlik hel toe gaan. because it Want daar is geskrewe in 1 Korintiërs 13 vers 3, en al deel ek al my goed uit aan die armes, en al gee ek my liggaam oor om verbrand te word, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Nie weergebore nie. his body will be burned. Which a love the Father has given, when he has already given all his promises. Watter liefde kan 'n mens gee nadat sy liggaam gegee het om verbrand te word? Watter liefde kan 'n mens gee nadat hy reeds al sy besittings gegee het? Maar hier gaan dit daaroor om weergebore te word. As jy baie goeders aan iemand gee, aan jou kinders, aan jou vrou, jy gee alles in hierdie wêreld, alles. Maar hulle is nie gered nie. Dit is kritiese situasie. Want na hierdie wêreld sal hulle sekerlik hel toe gaan. So, as jy iemand soos Cornelius volg, is dit baie gevaarlik. So, soms volg jy iemand omdat hulle 'n visioen gesien het. Baie gevaarlik. Handelinge 9 vers 8. En Saulus het van die grond af opgestaan en toe hy sy oë oopmaak, kon hy niks sien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en hom in Damaskus ingebring. It is very important. Dit is baie belangrik, want nou in baie plekke, in baie kerke, in baie omgewings, kan baie mense vir jou sê, wanneer jy hulle vra hoe hulle weergebore is, sê hulle vir jou, asseblief, ek het 'n visioen soos Paulus gesien. Ek het 'n visioen gesien en God het met my gepraat. Nee. Any problem about it. Ek het geen probleem daarmee nie. Maar om te weet dat dit God is wat met jou gepraat het, wat is jou verwysing? Wees versigtig daarmee. Secondly, Tweedens, when God toe Saulus die stem gehoor en die lig gesien het, had seen the light, was daar baie getuies rondom hom en die mense wat by hom was, het ook die stem gehoor en die lig gesien. they can witness and give their Hulle was getuies daarvan en kon hulle getuies gee. So wat jy doen, die stem wat jy verstaan het, wie was 'n getuie? witness. Wie kan jy iemand uitwys en sê, hierdie een het ook gehoor? Nee. Secondly, Derdens, just see the vision. They say that nadat hy die visioen gesien het, sê hulle dat Paulus geval het en sy oë was blind. Ja, hy het hierdie visioen van God afgesien, maar sy oë was verblind. is a blind Kan 'n blinde man mense lei? Nee. God het vir hom gesê, jy moet na Damaskus gaan, want daar is iemand daar wat jy sal ontmoet. Sekerlik. Waarom? Want om weergebore te word volgens 1 Petrus 1 vers 23 is soos volg. Want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende en ewigdurende woord van God. Ja, as God direk met jou gepraat het, soos 'n spesiale geval soos Paulus of Saulus, is dit baie belangrik. Ons kan nie sommer net nee sê nie, want dit is ook spesiaal. Maar as God met jou gepraat het, is dit 'n lewende woord. En sommige mense noem dit rema, 'n lewende woord. Maar die Bybel sê dat ons nie weergebore moet word deur 'n lewende Maar die Bybel sê dat ons nie weergebore word deur 'n lewende woord nie, maar dat ons weergebore word deur 'n lewende en ewigdurende woord van God. En die enigste lewende en ewigdurende woord van God is dit, die Bybel.
Dit is die lewende en ewigdurende woord van God. Ons kan die Bybel enige tyd sien en God sê dat ons weergebore moet word deur hierdie woord. En as jy sê dat jy weergebore is, kan jy dit nagaan en wys hoe hierdie Bybelverse geboorte aan jou gegee het? Baie belangrik. As dit nie so is nie, is dit baie moeilik. En as jy sê dat jy deur 'n visioen gebore is, hoe sal dit moontlik wees vir jou om al hierdie mense weergebore te maak? Dit sal baie moeilik wees. Want wat gaan jy sê? Gaan staan en wag vir 'n visioen en skielik kom iemand en sê, ja, ek het geslaap en toe het ek dit en dat gesien. Dit is baie moeilik. Dit sal baie moeilik wees. As dit so was, dink ek die koninkryk van God, baie mense sou ingaan, maar God kan dit nie toelaat nie. Dit is slegs deur die lewende, ewigdurende woord van God. As dit nie so is nie, gaan jy sekerlik hel toe. Laat ons na hierdie geval kyk. Soms sien ons baie mense, hulle is vol ywer vir God. Hulle doen baie dinge in die kerk van God, maar hulle doen dit met 'n goeie hart. Soos hierdie een in Romeine 10 vers 1. Daar staan geskrewe: Broeders, my hartsbegeerte en my gebed tot God vir Israel is dat hulle gered mag word. Dit beteken dat op hierdie oomblik, toe Paulus gebid het, was die volk van Israel nie gered nie. En hy sê, sy gebed tot God is dat hulle gered sal word. Nou, wanneer ons die volgende vers lees, staan daar geskrewe: Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar nie volgens kennis nie. Ywer vir God, maar nie gered nie. Hulle is ywerig vir God. Wat is 'n ywerige man? Dit is 'n man wat heeltyd bid. Wanneer daar 'n byeenkoms is hy daar. Wanneer daar werk in die kerk is hy daar. Wanneer hulle vir geld vra, gee hy. Wat hy ook al het, gee hy. Alles, sy hele lewe is volkome toegewy. Ja, jy kan jou lewe volkome toewy en baie dinge vir die kerk gee, maar steeds nie gered wees nie. En as jy 'n ywerige persoon volg, sal jy sekerlik hel toe gaan. So, hierdie een, ywerig vir God, maar nie gered nie. Wat van jou? Ek vra weer, is jy weergebore? Wat is die probleem? Nou, miskien sal jy sê dat ek baie vrae vra, maar wat is die probleem? Kom ons kom tot die punt. Nou, wat is die probleem? Wat is die kritieke punt? Lukas 13 vers 23. Iemand het hom gevra, Here, is dit net 'n paar mense wat gered word? En hy het vir hulle gesê, doen alles in jou vermoë om deur die nou poort in te gaan, want baie sê, ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie kan nie. Lukas 13 vers 23. So, daar is 'n nou deur om by die kerk van God gevoeg te word. Is daar 'n nou poort? En ek vra jou, waar is die nou poort? As jy nie weet waar die nou poort is nie, beteken dit dat jy nie deur daardie deur gegaan het nie. En as jy nie deur daardie deur ingegaan het nie, beteken dit ook dat jy nie weergebore is nie. En as jy nie weergebore is nie, beteken dit dat jy in die hel sal eindig. Maar is die nou deur nou? Waar is die nou deur? Die nou poort. In Matteus 17 vers 13 sê, gaan in deur die nou poort, want wyd is die poort en breed is die pad wat na die verderf lei, en baie is daar wat daardeur ingaan. Nou poort, waar is die nou poort? So, in 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jyself of jylle in die geloof is, stel jyself op die proef, of besef jylle nie dat Jesus Christus in jylle is nie, tensy jylle die toets nie slaag nie. Dus, ondersoek jyself. Die probleem is, wat gaan ons check? Want jy moet toets. Maar as jy wil toets, moet jy weet waar gaan jy toets. As jy na dokter toe gaan, omdat jy koors het, en die dokter sê, goed dan, ons kyk of jy koors het. En hy begin jou maag opereer, om na die koors te kyk,
Dit is tog belaglik. Is dit die plek waar hy moet kyk? So as jy wil kyk, moet jy presies weet waar om te kyk en wat om te kyk. Nou, wat moet ons ondersoek? Wat moet ons kyk? Dit is baie belangrik om te check. Matteus 22 vers 11 tot 12. Toe die koning inkom om die gaste te sien, merk hy 'n man op wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere? En die man was sprakeloos. O, dit is hartseer verhaal in die Bybel. Voor ek daarop praat, laat ek 'n voorbeeld gee. Daar was eendag 'n man wat die oggend sy huis verlaat het en kerk toe gegaan het. Dit was 'n Sondag. Voordat hy sy huis verlaat het, het hy sy deur gesluit. Alles toegesluit, die ligte afgeskakel en toe kerk toe gegaan. Van die oggend af was hy in die kerk besig met fellowship en baie dinge. Hy het dit gedoen en dat gedoen. Later het hy omstreeks 8 uur in die aand teruggekeer huis toe. Toe hy huis toe gaan, al singende, het hy naby sy huis ingekom, maar toe hy deur die venster kyk, sien hy daar 'n brandlig. Hy was baie verbaas. Hy voel in sy sak en besef dat hy die sleutels van sy huis by hom het. Hy gaan stadig nader en toe hy by sy deur kom, vat hy aan die handvatsel. Die deur is gesluit. Hy kan oral sien dat dit gesluit is. Hy is verbaas want hy hoor geluide binne in sy huis. Hy maak toe die venster oop en loer na binne. Hy sien 2 mans in sy huis en die deur is gesluit, maar hulle is binne. Hulle was besig om die vloer te was, af te stof. Hulle werk hard. Hulle maak alles skoon. Skoonmaak is nie 'n slegte werk nie. Dit is 'n goeie ding. Om die vloer te vee is 'n goeie werk. So, daardie manne het goeie werk gedoen, maar die eienaar van die huis het hulle nie geken nie. Kan hy dan vir hulle sê: O, my liewe broers, julle doen goeie werk. Dankie dat julle my huis so help mooi skoonmaak. Nee. Hy kan dit nie sê nie. Hy sal vra: Hoe het jy in my huis ingekom? Eerste vraag. Dit is die vraag. Want wat jy doen is die tweede ding. Maar die eerste ding is, hoe het jy ingekom? Want as jy nie deur die deur ingekom het nie, en jy is binne my huis, beteken dit jy is gevaarlik. Dit is 'n kritiese punt. Nou, in hierdie verhaal sê die Bybel dat die koning ingekom het om die gaste te sien. Hy het 'n man opgemerk wat nie bruilofsklere aangehad het nie. Hy sê vir hom: My vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere? Maar jy is binne, sonder bruilofsklere. Jy sê jy is 'n Christen. Christen beteken jy het Christus in jou. En om Christus in jou te hê, beteken ook dat jy in die kerk is. Watter kerk? Die kerk van God. Ek praat nie van 'n denominasie nie. Dit beteken jy is in die kerk van God. En as jy in die kerk van God is, nou vra God, julle almal, hoe het julle in die kerk ingekom? So die probleem is, hoe het jy daarin geslaag om 'n Christen te word? Dit is nie wat jy in die kerk doen nie, nee. Voor jy begin doen, moet jy eers inkom. En nou, wat is die metode? Hoe het jy ingekom? Elkeen wat in hierdie wêreld inkom, kom deur die moederskoot. Jy ook. Daar is nie 2 maniere nie. Elke mens het deur die moederskoot gekom. Dit beteken ook, as jy in die kerk van God ingaan, is daar net een weg.
So, How did you? hoe het jy ingekom? Because God, Want God sê in Johannes 10 vers 1, verse 1, I voorwaar, ek sê vir julle, a man wie nie deur die poort in die skaapkraal ingaan nie, maar op 'n ander manier inklim, is 'n dief en 'n rower. is a thief and a robber. This is assertion. Dit is baie duidelik. Now, he said that Hy sê, dit is moontlik om binne te wees, maar jy het nie deur die noupoort ingegaan nie. that didn't pass through. You can be inside. Jy kan binne wees en jy begin baie dinge doen. Baie dinge. Alles wat jy doen is goed, maar hoe het jy ingekom? But if you didn't Maar as jy nie deur die poort gegaan het nie, beteken dit dat jy 'n dief en 'n rower is. and a robber, Al is dit 50 jaar gelede, yes, beteken dit dat jy al 50 jaar lank 'n dief en 'n rower is. a robber would reach to hell. En jy sal in die hel eindig, sekerlik. So, So, wat moet ons ondersoek? exactly, it is our So, wat moet ons ondersoek? Ons metode. Hoe het jy ingekom? Hoe het jy in die kerk ingekom? you have to examine. Jy moet die meganisme, die proses, die manier, jou benadering ondersoek. Hoe jy moet handel om in te kom. Jy moet dit ondersoek. So, daardie man in die verhaal, van wie ek voorvertel het, die man wat die mense gesien het, And cleaning his house. wat sy huis vee en skoonmaak, hy sal vra, hoe het julle ingekom? The guys, those guys, En as daardie man sprakeloos is, sal hy die polisie bel, want hy beskou hulle as diewe en rowers. and robber. Now, Nou, Jesus Christ asked vra Jesus Christus vir you jou. that you are a Christian. Jy sê jy is 'n Christen, goed, maar hoe het jy ingekom? And when En they wanneer hy ask, vra, hoe het jy ingekom, word jy kwaad. when they ask, En wanneer hulle vra, sê jy, o, ek is 'n apostel van 50 jaar, dit is nie die vraag nie. the question, Die vraag is nie wie jy is nie. Die vraag is, hoe het jy in die kerk ingekom? Hoe? Hoe het jy ingekom? they ask, Hulle vra, hoe het jy ingekom? En jy antwoord, o, ek betaal my tiendes, en ek bid baie, ek vas baie. Dit is nie die probleem of jy vas of bid nie, nee. Jy kan dit doen soos 'n rower. as a thief, Jy kan dit doen soos 'n dief, as jy nie deur die poort gegaan het nie. and deceive, So, baie mense word mislei deur wat hulle doen. En ook in die kerk, in baie kerke, preek hulle heeltyd en beklemtoon wat jy moet doen preach and they in die kerk. to what Maar dit is 'n verkeerde manier. Die eerste ding, voor jy iets in die kerk doen, is dat jy moet inkom. Nou, hoe het jy in die kerk ingekom? Dit is die vraag. En ons kan nie daardie vraag los nie. Hoe het jy ingekom? if you are with As die manier wat jy gebruik het nie reg is nie, sal jy hel toe gaan. Al is jy 'n Christen, al is jy pastoor, al het jy baie visioene, al is jy 'n priester, al is jy in ek weet nie watter denominasie nie, maar dit is nie waar nie. vision and the focus, how Sal jy in die hel eindig. So, hoe het jy ingekom? Dit is die vraag en die fokus. Hoe het jy ingekom? As jy nie 'n antwoord het nie, as jy sprakeloos is, beteken dit dat jy ongelukkig hel toe gaan. Laat ons teruggaan na Genesis 2 vers 17. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So, hier het ons Adam in die tuin van Eden. Hier sien ons dat toe hy van die vrug van kennis geëet het, op daardie selfde oomblik het sy gees gesterf. Dus voor God is hy 'n dooie mens, voor 'n ander mens is hy lewend, maar voor God is hy 'n dooie mens. Want God is gees en hy kyk na die gees. Dit gaan nie oor die vlees nie, maar hy kyk na die gees. So, op daardie punt was Adam 'n dooie mens. you have no problem with the flesh, but look the spirit. So, in this place, Adam was a dead person. We can read in our Bible in
Genesis chapter 5. En ons kan in ons Bybel lees in Genesis 5 vers 3, daar staan geskrewe, toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwerk na sy gelykenis, Own likeness, na sy beeld, own image. en hy het hom Set genoem. So, ons sien We see that dat Adam 'n seun gehad het, Adam, en sy seun Set was na sy eie gelykenis, son Seth, nie na die gelykenis van God soos Adam voorheen was nie, maar na sy eie gelykenis, na sy eie beeld. Dit his own beteken, likeness and in his own image. This means that he was dit beteken dat hy 'n dooie persoon was soos sy vader. So, Set was 'n dooie persoon. after Almal wat na die sondeval in die tuin van Eden gebore is, was almal na die gelykenis van Adam. Dus, hulle was almal dooie mense. when we read, En wanneer ons Romeine 5 vers 14 lees, staan daar geskrewe, nevertheless, nietemin het die dood geheers van Adam tot Moses, ook oor die wat nie gesondig het deur 'n oortreding soos Adam se nie. Want wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. of the one to come. So, So, Paulus sê, Paul says like this. nietemin het die dood geheers van Adam tot Moses. To the time of Moses. But it is not finished. Maar dit stop nie daar nie. Continue on. Die dood het ook geheers oor die wat nie gesondig het deur 'n oortreding soos Adam nie. So, we was not in the Adam. So, ons was nie in Adam se tyd nie, maar die dood het ook tot by ons gekom. Waarom? Also to us. Why? Because Want as jy 'n hoender koop en die hoender lê eiers, behoort die eiers aan die eienaar van die hoender. to the one who have chicken. And En wanneer daardie eiers uitgebroei word, eggs have behoort al die kuikens aan die eienaar van die hoender. all those belong to the owner of the chicken. Likewise, we can say also that Net so kan ons sê, faith, Adam het gesondig en alle mense het uit Adam gekom. all of them was dead. Wat beteken dat almal dooie persone was voor God. So, wanneer jy 'n baba het, sien jy jou baba so. O, sê die moeder, ek het 'n soet baba, hy is vol lewe, hy huil, hy drink melk, ja. Voor die moeder is dit 'n lewende baba, maar voor God is dit 'n dooie persoon. But in front of God, a dead person. Now, Dus, al hierdie mense is dood. when you read, En wanneer ons Lukas 9 vers 60 lees, Jesus said, maar Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy gaan verkondig die koninkryk van God. O, in this verse, in hierdie vers sê Jesus self, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Dit beteken this means that dat 'n dooie kan werk, can do a work. hulle kan hulle eie, dat hulle ander dooies kan begrawe. As 'n dooie persoon iemand anders te begrawe, beteken dit dat hy 'n gat kan grawe. Hy kan die grond omdolwe en niemand begrawe. Hy kan dit doen. Dit beteken hy kan ook kerk toe gaan, maar 'n dooie persoon wees. Hy kan Bybelskool toe gaan, maar 'n dooie persoon wees. Hy kan 'n pastoor, apostel, biskop, priester word, watter titel jy ook al wil hê. Mohammed, al hierdie name, maar steeds 'n dooie persoon wees. Surely, Nou is die vraag, wat van jou? Die waarheid is sekerlik dit. Jy het as 'n dooie persoon in hierdie wêreld gekom. Nou, wanneer het jy lewendig geword? Kyk hierna. Dit is die tuin van Eden. Na die oortreding van die wet het die gees van God weggegaan en God het homself onttrek. En toe hy homself onttrek het, sien ons 'n skeiding. Sonde is die skeiding. Nou bly Adam agter saam met Satan in sy koninkryk. En nou het hy die eiendom, die besitting van Satan geword. Nou sal hierdie een, Adam, baie kinders hê en al hierdie kinders sal aan hierdie koninkryk van Satan behoort. Byvoorbeeld, as jy in Amerika is en jy het 'n Amerikaanse nasionaliteit, beteken dit dat wanneer jy kinders kry in Amerika, jou kinders dieselfde nasionaliteit as jy sal hê. So, elke mens
is gebore na die gelykenis van Adam, 'n dooie mens voor God. Nou, in Johannes 1 vers 12 staan daar geskrewe, And now in John chapter 1, verse 12, it is right there. Yet, to whom maar aan almal wat hom aangeneem het, aan die wat in sy naam glo, het hy die reg, mag, gegee om kinders van God te word. children born, Kinders wat nie uit die natuurlike afkoms of uit menslike besluit of 'n man se wil gebore is nie, maar uit God gebore is. of God. Now, Nou, dit is baie belangrik. a thing that is very important. Baie mense dink Many people, dat wanneer jy vra, when you say, how hoe is jy weer gebore? Sê 'n dooie persoon, o, ek het Jesus Christus in my lewe ontvang. Nou wil ek vra hoe. is a Who? dead person can communicate to Hoe het jy hom ontvang? Kan 'n dooie persoon met God kommunikeer? Nee, dit is onmoontlik. two phone like this. Wanneer jy 2 selfone het en jy gee hierdie foon vir iemand, as hulle moet kommunikeer en die persoon is ver, moet hulle deur die foon kommunikeer. As die een foon werk, maar die ander een is afgeskakel, kan ons sê die een foon is God, maar die ander een is afgeskakel. It's straight off. He's not working. Kan hierdie 2 fone kommunikeer? Nee, dit is onmoontlik. So, as jou gees dood is, kan jy nie met God kommunikeer nie. As jy wel met geeste kommunikeer, is dit 'n ander gees. En nou sê baie mense, hulle het God ontvang. En wanneer jy vra hoe, sê hulle, ek het my gebed gebid. God, kom in my hart en maak my, o. Dit is onmoontlik. Want God is gees. En om hom met hom te kan praat, moet jou gees eers lewendig word. Eers lewendig word. Dit is waarom die goeie verduideliking van om te ontvang in Matteus 13 vers 23 is. Maar hy wat die saad ontvang het, wat op 'n goeie grond geval het, is die man wat die woord hoor en dit verstaan. So, die betekenis van ontvang is hoor en verstaan. As jy hoor en verstaan, as jy hoor en jy verstaan nie, beteken dit dat jy niks ontvang het nie. Dus, om te ontvang is nie 'n aksie nie, maar 'n reaksie teenoor die woord van God. So, ons kan dit so stel, volgens Jakobus 1 vers 21. Chapter 1, verse 21. Therefore, Daarom, raak ontslae van alle morele vuilheid en die boosheid wat so volop is, en ontvang met sagmoedigheid die woord wat in julle geplant is, wat julle siele kan red. Die woord wat geplant is. So, die woord moet eers in jou hart geplant word, en as die woord geplant is, beteken dit dat jy dit ontvang het. As dit nie geplant is nie, beteken dit dat jy niks ontvang het nie. So, as ek my Bybel neem en dit vir iemand gee, sal hy sê dankie. Omdat ek gee, kan hy ontvang. Maar as ek niks gee nie en hy staan voor my met oë toe en sê, nou ontvang ek die Bybel, kan hy ontvang? Nee, glad nie. Hy mislei homself. So, die woord van God moet eers uitgaan en in jou hart geplant word, en dan beteken dit dat jy ontvang het. As dit nie so is nie, en jy staan so met jou oë styf toe, nou ontvang ek, nee. Die feit dat jy bid, nou ontvang ek, maak dit duidelik dat jy niks ontvang het nie. Want, as iemand my Bybel ontvang, sê ek neem dit, hy sal dit ontvang. En wat sal hy vir my sê? Hy sal net sê dankie, en klaar. Hy kan nie sê, as ek sê neem jy die Bybel en hy sê nou ontvang ek jou Bybel. Nee. Moenie jouself mislei nie. So dit is die ware betekenis. In Johannes 1 vers 13 fokus op daardie punt. Dit sê, hulle wat ontvang het, want
wanneer ons na ons vers kyk, Let us see the verse. Johannes 1 vers 12, wanneer jy hier kyk, sien jy hier aan die einde van vers 12 'n komma. 'n Komma beteken dat die sin nie klaar is nie. Die sin gaan voort. So die sin begin in Johannes 1 vers 12 en gaan voort tot in Johannes 1:13. Nie uit natuurlike afstamming nie. Nie uit natuurlike afstamming nie. Dit beteken, omdat jou vader weergebore is en jou moeder weergebore is, beteken dit nie dat jy weergebore is nie. Soos die Joodse mense in Johannes 8 vers 39 tot 44. It is not like that one. Let us see now with this picture. Let us take So ook kan jy nie deur natuurlike afstamme weergebore word nie. Dit sê ook Johannes 1 vers 13, nie deur die wil van die mens nie. Ek het besluit om weergebore te word. Nee, dit is duidelik geskrewe. Dit is nie op daardie manier nie. Laat ons dit dan nou met hierdie prentjie sien. Laat ons 'n man neem, dit is 'n man, 'n dooie gees, en ek, as die prediker, kom na hom toe en sê vir hom, sy naam is Aseni. En ek sê vir Aseni, ek preek en sê, jy weet, Jesus Christus, hy het na hierdie wêreld gekom om dit te doen, om dat vir jou te doen, om jou sondes te reinig. Nou, wil jy hemel toe gaan? Hy sê vir my, ja. So sê ek, goed, bid met rosaries. Nee, hy sal met hierdie mond bid, maar God kan net die mond van die gees verstaan, want God is gees. Maar as hy met hierdie fisiese mond bid, kan God niks verstaan nie. Kan hy hemel toe gaan? Nee, hy sal sekerlik hel toe gaan, want dit is die wil van die vlees. the will of the flesh. And when we go for En as ons vra dieselfde man, many times sacrifice, many sacrifice, as ons vir dieselfde man vra, kan jy boetedoening doen, baie offers en skenkings? Hy sê ja, en hy begin dit doen. Dit is die vlees wat dit doen, maar in werklikheid is sy gees nie daarin nie. So wanneer hy dit doen, kan hy hemel toe gaan? Nee, hy sal sekerlik hel toe gaan, want dit is die wil van die vlees. Sy gees is dood, so hy kan niks doen nie. Wanneer ons hierdie een sien, besluit om jou lewe te gee, ons sê, kan jy aanvaar om Jesus in jou lewe te ontvang? Hy sê, ja, en ons roep hom vorentoe. Hulle sê vir hom, bid agter my aan, hulle sê, Jesus Christus, sê dit. Hy herhaal, Jesus Christus. Hulle sê, kom in my lewe, hy herhaal, kom in my lewe. Die gebed, dit is om God te vra. In werklikheid beteken 'n gebed om God te vra dat sy gebed heeltemal verkeerd is. Dit is heeltemal verkeerd want Jesus antwoord dit nie, omdat dit 'n dooie persoon of gees is. As hy sê, ek besluit om my lewe aan Jesus te gee, dit is onmoontlik. Hy kan nie hemel toe gaan nie, hy sal hel toe gaan. Om Jesus in jou hart te ontvang? Nee, dit is die wil van die vlees, want sy gees is dood. So hierdie een hel toe, sekerlik. So sê ons vir hom, besluit om kerk toe te gaan, 'n dooie persoon wat besluit om kerk toe te gaan, hy gee baie offers, hy sing in die koor, hy maak baie skenkings, maar sy gees is dood. En as sy gees dood is, sal hy sekerlik hel toe gaan, sekerlik. Nou het ons hierdie een, hulle sê vir hom, stoei om 'n goeie persoon te wees, so hy probeer hard, soms steel hy, soms pleeg hy egbreek, hy doen dit, hy doen dat, maar nou stop hy. Hy hou op met dit, hy hou op met dat, hy hou op met daai, maar hy is steeds 'n dooie persoon. So hy sal hel toe gaan, sekerlik. Ons sien hierdie een, hulle sê, besluit om Jesus te volg. Nee, jy kan nie Jesus deur die vlees volg nie, want jy kan Jesus nie deur die vlees sien nie. Dit is deur die gees. So, met 'n dooie gees kan jy nie hemel toe gaan nie. Nou sien ons die belydenis van sondes. Hulle sê, jy moet jou sondes bely, asseblief, bely jou sondes. Dit is nog gevaarliker. Hoe kan 'n dooie persoon sy sondes aan God bely? 'n Dooie persoon wat sy sondes bely. Nou moet ons Levitikus 5 vers 17 lees. As iemand sondig en iets doen wat deur enige van die Here se gebooie verbied is, al weet hy dit nie,
is hy tog skuldig en sal hy daarvoor verantwoordelik gehou word. is guilty and will be held responsible. This means what? Wat beteken dit? In die lewe van mense is daar baie sondes wat jy pleeg sonder dat jy weet. Who didn't know? Jy het nie geweet nie. Nou, hoe kan jy sondes bely wat jy nie ken nie? Some people tell En sommige mense kom en sê vir jou, asseblief, bely jou sondes. Is dit moontlik? Nee, dit is nie moontlik nie. so Jy kan nie jou sondes bely wat jy nie ken nie. So, as hulle sê dat jy deur belydenis hemel toe gaan, o my, liewe mens, ongelukkig gaan jy hel toe, sekerlik. Want wanneer jy Psalm 40 vers 12 lees, staan daar geskrewe, want hierdie onheile sonder taal omring my. My onregtighede het my ingehaal en ek kan nie sien nie. Hulle is meer as die hare van my hoof en my hart smelt weg binne in my. it is right. Wat is die betekenis? Daar staan, my sondes, die getal van my sondes. Dit is meer as die getal van my hare. So that you can't, Kan jy jou hare tel? Dit is onmoontlik. if you cannot As jy nie jou hare kan tel nie, kan jy jou sondes tel? Nee, om dit te bely, moet jy dit tel. En as jy dit nie kan tel nie, kan jy dit nie bely nie. So deur belydenis is dit onmoontlik. impossible. And Isaiah 59 verse 2. In Jesaja 59 vers 2 is dit duidelik. Die onregtighede het 'n skeiding gemaak tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So, as jy praat, kan hy nie hoor nie. Jy kan bely, hy kan nie hoor nie. Enige iets, hy kan nie hoor nie. Dit beteken dat jy nie deur belydenis hemel toe kan gaan nie. Continue to oppose about it. Many people say, As jy aanhou om tee te strubbel, baie mense sê, o, dit is geskrewe in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle onregtigheid te reinig. Ja, dit is so geskrewe, maar wanneer jy in 1 Johannes 1 vers 7 lees, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Hierdie vers 9, is geskryf vir die wat gemeenskap met God het en gemeenskap met mekaar het. Hulle wandel in die lig en as hulle sondig kan hulle bely, dit wat reeds gered is. Dit beteken dat hulle gees lewendig is. Hulle is reeds gered. So, hulle wandel in gemeenskap met God. As hulle sondig en hulle gemeenskap word verbreek, kan hulle nou bely om hulle gemeenskap te herstel. Maar dit is nie om gered te word nie. En as jy sê, dit is om gered te word, nee, glad nie. Glad nie. En, as ons ook in die Bybel lees, in Handelinge 19 vers 18 staan daar geskrewe, Acts, in the book of Acts, chapter Handelinge 19 vers 18, 19 is, so Acts 19 verse 8. Handelinge 19 vers 18, Make it Acts 19 verse 18 is right. Many baie van die wat gelowig geword het gekom en openlik hulle dade bely. so So, dit is die wat glo. Hulle glo eers, hulle is eers gered. Nou kan hulle bely. Dit is nie bely om gered te word nie, nee. Net so het Jesus eers in die huis van Saggeus ingegaan, voordat Saggeus bely het. Zacchaeus, before Zacchaeus confessed, it is not Dit is nie dat hy bely het sodat Jesus in sy huis kon ingaan nie. So, jy kan sien dat dit baie belangrik is om dit duidelik te sien. it is impossible Nou, dit is onmoontlik om deur belydenis gered te word, want net God kan toelaat dat enigiemand ontvang. in Romans chapter 10. In Romeine 10 vers 9 staan daar geskrewe, dat as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. That God hath raised him from the dead, you shall be saved. So, many people say, Baie mense sê, ek is gered omdat ek Jesus met my mond bely het. Jesus with my mouth, so I am saved. No, Nee, glad nie. you have, Jy moet dit duidelik ondersoek. because Want, as dit net nodig was om te bely, kan hulle na 'n kleuterskool gaan
en die kinders bymekaar maak us that we can go to the en hulle vra om agter hulle aan te herhaal. gathering our children and say, can you repeat and say this? Jesus Christus, herhaal, Jesus Christus, kom in my lewe, herhaal, kom in my lewe. And make me, no. Nee, nee. It's like that. Hulle kan so bely, maar is hulle gered? No, Nee, nee, glad nie. so, So, daardie kinders van die kleuterskool student of is nie anders as die ouer mense vir wie 'n pastoor na die altaar roep. that we see some pastor call them to the altar. They say, O, hulle sê, asseblief, is daar iemand hier wat wedergebore wil word? Kom asseblief vorentoe. Nee, as jy dit doen as 'n prediker, beteken dit die feit dat jy dit doen, dat jy nie gered is nie. Want as jy die waarheid geken het, kon jy dit nie doen nie. Maar dit is omdat jy nie die waarheid ken nie, dat jy optree volgens die wil van 'n mens. Wil van 'n mens beteken, jy roep mense, asseblief kom, nou, kom bid agter my aan. Nee, dit is onmoontlik. In werklikheid, as jy dit doen, dan sien jy is 'n blinde man. Jy sien nie dit duidelik nie. Want jy dink dat die wet, dat die wat jy roep, lewendig is, maar in werklikheid is hulle nie lewendig nie. Hulle is dooie mense voor God. Dit is die woord van God wat moet uitgaan en hulle na God toe bring. So, om te kan bely, to be able to confess, staan daar geskrewe in Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo wat hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder 'n prediker? So, hoe gebeur dit? Dit is die prediker wat eers preek, en wanneer hy preek, word die woord van God in hulle harte geplant, en nou kan die mens opstaan en bely. Dit is die regte manier. En ons kan ook sien in 2 Korintiërs 4 vers 13, daar staan geskrewe, 2 Korintiërs 4 vers 13, 2 Corinthians chapter 4, verse 13. It is right here. I believe ek het geglo, daarom het ek gespreek. with that Met daardie selfde gees van geloof, also glo ons ook, en daarom spreek ons. the believers Hulle het eers geglo, en tweedens het hulle gespreek. can so So, jy kan nie spreek om te glo nie. Nee. Jy glo eers en dan spreek jy. En om te glo, moet daar gepreek word. En hulle preek en jy moet gered word tydens die prediking. be said during the preaching. Jy kan nie gered word buite die prediking nie. Verlossing is tydens die prediking. Ons kan dit bevestig met Handelinge 10 vers 44. Acts chapter 10, verse 44. Daar staan geskrewe: 44, it is writing, while Peter Terwyl Petrus nog hierdie woorde spreek, het die Heilige Gees geval op almal wat die woord gehoor het. was speaking, Hy was besig om die boodskap te spreek. Gedurende die tyd dat hy gespreek het die Heilige Gees neergedaal, want die luisteraars moes dit duidelik verstaan. So, verlossing is tydens die prediking, nie na die prediking nie. so So, dit is nie omdat baie mense dit so doen dat dit waar is nie. because many people are do something that is true. It is Dit is nie omdat baie mense iets doen dat dit waar is nie. Dit is nie omdat baie predikers dit so doen dat dit waar is nie. Dit is nie omdat baie mense dit al vir 'n lang tyd so doen dat dit waar is nie. Nee. As dit verkeerd is dit verkeerd. Dit is die verkeerde manier. Jy kan nie so wedergebore word nie. Daarom staan daar in Spreuke 14 vers 12 geskrewe: Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. Hulle dink dit is reg, maar die einde daarvan sal die dood wees. Proverbs chapter 13, In Spreuke 30 vers 12 staan daar geskrewe: Daar is 'n geslag wat rein is in hulle eie oë. Net in hulle eie oë, nie die oë van God nie. Maar tog nie van hulle vuilheid gewas nie. Jy dink jy is rein in jou eie oë, maar jy is nie rein nie. Hulle gaan oral vind.
Hulle sê, ons is Christene, ons praat in tale, ons dryf duiwels uit, ons gaan hemel toe, maar in werklikheid gaan hulle hel toe. As hulle nie wedergebore is volgens die woord van God nie. Nou, hoe om wedergebore te word? Hoe word jy wedergebore? Met duidelikheid. Hoe word jy gered? Hoe het jy 'n kind van God geword? Hoe verduidelik jy jou verlossing? Dit is dieselfde vraag. Al hierdie vrae is dieselfde vraag. So, hoe het jy wedergebore geword? Nou gaan ek afsluit deur te wys hoe ons wedergebore moet word. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So, ons word gered deur geloof. Dit is nie deur gebed nie. Dit is nie deur vas nie. Dit is nie deur belydenis nie. Dit is nie deur enigiets anders nie. Dit is deur geloof. So, ons word gered deur geloof. Dit is nie deur gebed nie. Dit is nie deur vas nie. Dit is nie deur belydenis nie. Dit is nie deur enigiets anders nie. Dit is deur geloof. So, waar kan ons geloof vind? In Romeine 10 vers 17 staan daar geskrewe: Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So, geloof kom deur die gehoor. Jy hoor en jy het geloof. Jy kan nie sommer so staan en vir iemand sê, asseblief, hê geloof. Hoe? Om geloof te hê, moet ons preek. So, geloof kom deur die gehoor. So, kom ons kyk in die boek van Esegiel, in Esegiel 37 vers 3. Esegiel 37 vers 3. Esegiel 37. It is Ezekiel 37, verse 3. Vers 3. Can you find it? I have finished it in the American English. It is not my notes. So difficult. Okay. Here, okay, Ezekiel chapter 17, chapter 37. Esegiel 37 vers 3 staan daar. Hy vra my, mensekind, kan hierdie beendere lewend word? Kan hierdie beendere lewend word? So, God vra vir Esegiel, kan hierdie beendere lewende word? Beendere, kan hulle leef? Ek antwoord, Here, U weet. Esegiel het nie gesê, ja, daardie beendere kan lewend word nie. Gaan rus, ons kan dit doen. Die beendere kan. Nee. Hy het ook nie gesê, ek sal dit doen nie, nee. Maar hy sê, net U weet. Nou lees ons in vers 4. Toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere, en sê vir hulle, droë beendere, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie beendere, kyk, ek bring gees in julle, en julle sal lewend word. Ek sal seënings aan julle sit, en vlees oor julle laat opkom, en julle met vel oortrek, en gees in julle gee, en julle sal lewend word. Dan sal julle weet, dat ek die Here is. En ek het geprofeteer soos my bevel is.
En terwyl ek profeteer, was daar 'n geruis, en kyk, 'n gerammel, en die beendere het nader gekom, elke been na sy been. En ek het gekyk, en daar was senings op hulle, en vlees het oorgekom, en vel het hulle oorgetrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Asseblief, Esegiel het tot beendere geprofeteer. Dit beteken, hy het die woord van God tot beendere gepreek. So, as jy dit tot beendere spreek, kan jy nie vir beendere sê, asseblief, staan op, kom vorentoe nie. Nee, dit is droë beendere. Jy kan dit nie sê nie. In werklikheid, as jy in jou gedagtes dink, jy spreek tot 'n vleeslike liggaam en jy kan iemand vra om iets te doen, maar in werklikheid, wanneer ons in evangelisasie is, preek ons tot doodsbeendere. Dit is volgens Matteus 23, Matteus 23, vers 27. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is soos witgepleisterde grafte, wat van buite mooi lyk, maar van binne vol doodsbeendere en allerhande onreinheid is. So, in die liggame van die fariseërs is hulle soos grafte, wit grafte, maar binne is hulle soos beendere, droë beendere binne-in. So, wanneer ons 'n mens sien, is hy lewendig, vleeslik lewendig. Maar wanneer ons vir hom preek, preek ons tot die beendere binne-in. Dit beteken eintlik ons preek tot die dooie gees. En ons preek die woord van God, ons profeteer die woord van God tot die dooie gees. Dit is die weg van verlossing. En wanneer ons profeteer en ons profeteer, ons preek, totdat die gees neerdaal en daardie droë beendere lewendig word. Dit is die weg van verlossing. Amen. Ons kan ook sien, tot Lazarus in die graf was, het Jesus Christus gekom en buite gespreek. Hy het Lazarus geroep en die woord het uitgegaan en die gees van lewe het neergedaal en Lazarus het lewendig uitgekom. Dit is die weg van verlossing. Nou is dit ook dieselfde. So nou weet ons geloof kom deur die gehoor. Maar hoor wat? Wat is die inhoud van ons prediking? Lukas 16 vers 27. Toe sê hy, ek bid u dan, Vader, dat u hom na my vader se huis stuur, want ek het my 5 broers, dat hulle ernstig moet waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Abraham sê vir hom, hulle het Moses en die profete. So, ons inhoud is Moses en die profete. In werklikheid is Moses en die profete die skrif. Die hele skrif. Dit is deur die skrif dat iemand wedergebore kan word. En Johannes 5 vers 39 is dieselfde. En ons kan ook sien in Lukas 24 vers 27. En hy het begin by Moses en al die profete en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge aangaande homself. Moses en al die profete. Dit is al die skrifte. En wanneer ons Handelinge 28 vers 23 sien, en nadat hulle vir hom 'n dag bepaal het, het baie na hom in sy blyplek gekom, en hy het die koninkryk van God aan hulle uitgelê en getuig en hulle oorreed aangaande Jesus, uit die wet van Moses en uit die profete, van die môre tot die aand. Vandag is dit so skandelik, want ons sien baie mense wat 5 minute, 10 minute of 'n 1 uur neem om 'n mens tot wedergeboorte te bring. Hoe kan dit moontlik wees om die skrif te preek, om weergebore te word, net in 1 uur? Dit is onmoontlik.
Paulus selfs het hy van die môre tot die aand geneem om Jesus Christus te verduidelik aan die wat reeds die wet geken het. Nou, baie van die aan wie ons die evangelie preek, ken nie eers die wet nie. So, ons moet eers die wet korrek preek, sodat hulle dan in Jesus Christus kan glo. Want in Johannes 17 vers 3 staan daar dat die ewige lewe is om God en Jesus Christus te ken. So, ons kan nie ons boodskap begin met, vandag is Jesus die oplossing, Jesus het jou lief. Maar as Jesus die oplossing is, wat is die probleem? Wat is die probleem? Jy moet eers die probleem ken en dan kan ons die oplossing gee. As iemand homself voorstel, ek is die seun van God, en as jy God nie ken nie, hoe kan jy die seun ken? Jy moet eers die Vader ken, sodat jy die seun kan ken. As ek vir jou sê, ek is die seun van Theodorus, jy ken nie vir Theodorus nie. En ek sê vir jou, gee my R100,000, want ek is die seun van Theodorus. Dan sal jy sê, wie is Theodorus? So ons moet eers die Vader ken, sodat ons die seun kan ken. Op dieselfde manier moet ons God ken, voordat ons Jesus Christus ken. Baie belangrik. En daarvoor moet ons deur die skrif gaan, deur die Bybel. Dit is daardie skrifte wat ons sal lei volgens Johannes 5 vers 39. Hierdie woord, hierdie skrif is om vir ons Jesus te openbaar. Dit is deur die skrifte. En Paulus self het van die môre tot die aand geneem. Baie mense sê vir my, dit neem lank, maar vir die man aan die kruis was dit net 'n paar woorde. Jy sê dit was net 'n paar woorde, maar laat ek vir jou sê, die man aan die kruis het vir Jesus gesê, wanneer u in u koninkryk kom. Hy het geweet van die koninkryk. Waar het hy daaraan gekom dat Jesus 'n koninkryk het? Dit is omdat hy Jesus vroeër gevolg het en van die koninkryk gehoor het. En hy het ook gesê dat Jesus geen sonde het nie. Hy het geweet dat hy 'n goeie man is. Hoe het hy dit geweet? Hy het oor 'n lang tyd van hom gehoor, want Jesus het nie aan die kruis gepreek nie. So, op dieselfde manier moet ons die wet van Moses en die profete preek, om te weet wie God is en wie Jesus Christus is, sodat ons die koninkryk van God kan binnegaan. Dankie dat julle na my geluister het. Ek is die diensknegt van God, Boba Dennis. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Jy is baie lief vir ons. En dankie dat ons u woord kan hoor en dit verstaan. En dankie vir hulle wat gered gaan word deur u woord. En geef hulle die verstand, die verstaaning, sodat ons kan die dag by mekaar kan kom om u woord in die regte manier te kan preek en te verstaan. In Jesus naam. Amen.